Goeiemiddag, ek is Willem Pelser. Kaapstad en Gauteng ondervind tekorte van sekere soorte brandstof. Die uitvoerende hoof van die brandstof-kleinhandelaarsvereniging, Reggie Sibiya, sê in 'n verklaring dat sommige vulstasies sê hulle is reeds vir 6 tot 7 dae sonder voorraad. Sibiya sê diesel en loodvrye brandstof is bo-aan die lys van die tekorte. Durban het verlede maand 'n tekort aan diesel ondervind. Sibiya sê depots in Alrode, Langlaagte, Waterloo en Killarney in Gauteng het probleme met aflewering. BP en Caltex is die twee maatskappye wat blykbaar die ergste geraak word. Sibiya beweer dat oliemaatskappye nie ordentlike redes aan kleinhandelaars verskaf vir die tekorte nie. Oud-president Thabo Mbeki se kantoor het amptelik die regering genader om bewyse te verskaf van alle beweringe wat gemaak is deur die nuut aangestelde hoof van die spesiale ondersoekeenheid, advokaat Willem Heath. President Jacob Zuma het gister gesê hy sal kyk na Heath se uitlatings wat hy in 'n onderhoud met die City Press gemaak het. Heath het Mbeki in die onderhoud daarvan beskuldig dat hy die aanklagte van korrupsie en verkrachting teen Zuma in aanloop tot die ANC se leierskapsverkiesing in 2007 aangehits het. Hy het ook gesê Zuma se voormalige finansiële raadgewer Schabir Shaik en Tony Ngeni, 'n senior ANC-lid, is opgeoffer in die ondersoek na die regering se wapentransaksie. Heath het verder gesê regter Hilary Squire se uitspraak in die Shaik korrupsieverhoor was vol foute, omdat daar nie genoeg bewyse was om hom te veroordeel nie. Zuma het intussen gesê hy gaan regsadvies inwin van die minister van Justisie Jeff Radebe oor Heath se uitlatings. Die Wes-Kaapse minister van maatskaplike ontwikkeling, Albert Fritz, sê sy departement het R50 miljoen gespaar deur onnodige geleenthede uit te skakel. Hy het in Kaapstad by 'n nuuskonferensie gepraat voordat hy vanmiddag sy aangepaste begroting aan die Wes-Kaapse parlement voorlê. Fritz sê die geld gaan na nie-regeringsorganisasies wat met gestremdes en bejaardes werk. Hy sê hy is daartoe verbind om te verseker dat die belastingbetalers waarde vir hulle geld kry. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens se bloedvoorraad is slegs genoeg vir 2 dae. 'n Woordvoerder van die bloeddiens, Iver Hobbs, sê die bloeddiens benodig 'n voorraad vir minstens 5 dae om optimaal te kan funksioneer. Hobbs sê die situasie is nog nie kritiek nie, maar kan word indien mense nie vir die feestyd begin bloed skenk nie. Volgens hom benodig tot 3000 mense daagliks bloed. Die rede hoekom ons vir mense vra om bloed te skenk is want jy kan tot 3 mense se lewens red met slegs 1 bloedskenking. En daar is duisende mense wat elke jaar bloed nodig het. En sonder die vrywillige bloedskenkers wat daar is, gaan daar nie genoeg bloed wees om aan die behoefte te voldoen nie. Iver Hobbs van die Nasionale Bloeddiens. Melkboere wat swaar kry weens die lae melkprys is gevra om nie hulle kuddes uit te dun nie. Dit is die boodskap van die bestuurende direkteur van Moz Food and Energy, Paul Roux. Die maatskappy is in vennootskap met die Mosambiekse regering om landbouontwikkeling in die land op dreef te kry. Roux moedig Suid-Afrikaanse melkboere aan om op die maatskappy se webtuiste te registreer om sodoende te kan kwalifiseer vir moontlike subsidies en gunstige lenings. Roux sê Suid-Afrika het die enigste lewensvatbare melkkuddes op die vasteland en indien die kuddes uitgeslag word, sal melkkoeie uit Europa ingevoer moet word wat nie vir die plaaslike toestande aangepas is nie. Roux sê in 1985 was daar sowat 35,000 melkboere in Suid-Afrika. Aan die begin van vanjaar was daar slegs 3000 oor en aan die einde van Junie het 'n verdere 400 melkboere die bedryf verlaat weens die lae prys wat melkverwerkers betaal. 'n Fietsryer is dood nadat hy deur 'n motor naby Firgrove buite Kaapstad omgery is. 'n Woordvoerder van ER24, Andre Visser, sê die man in sy 40's is op die toneel dood. Hy sê die bestuurder van die motor is verskok behandel en na die hospitaal geneem. Ten slotte weer die hoofnuus. Die uitvoerende hoof van die brandstof-kleinhandelaarsvereniging, Reggie Sibiya, sê Kaapstad en Gauteng ondervind tekorte van sekere soorte brandstof. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Judith Libbe en Frikkie Wallis. Die volgende bulletin op RSG volg om 5 uur met die hooftrekke om 4:30.